Jesus Christus het gesê, ons hemelse Vader word verheerlik daardeur as ons baie vrugte dra. 'n Ander manier om dit te stel is om te sê, God is trots op jou wanneer jy baie vrugte dra. Maar wat presies is nou hierdie vrugte wat ons moet dra? Dit is nie presies dieselfde as die sogenaamde vrug van die Gees in Galasiërs 5 vers 22 en 23 nie. Daar skryf Paulus mos, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede ensovoorts. Maar daardie vrug is in die enkelvoud. Dit beteken, dit is die resultaat of die produk van 'n geesvervulde lewe. Dit moet die karaktereienskappe van elke kind van die Here wees. Die vrug van die Gees is nie 'n mandjie met verskillende vrugte nie, al klink dit so, want dan sou ons mos net 1 of 2 kon kies en sê, ek hou van die appel en die lychee, maar ek gaan nie die lemoen vat nie. Nee, ons kan nie net vriendelikheid en vreugde kies en dan sê nee dankie vir geduld en goedhartigheid en selfbeheersing nie. Al daardie is die vrug van die Gees en daardie, genadiglik, word ook deur die Gees in ons geproduseer. En dit sluit aan by wat Jesus sê in Lukas 6 vers 44. Elke boom word aan sy eie vrugte geken. 'n Goeie boom dra goeie vrugte. 'n Kind van die Here groei in die toon van hierdie karaktereienskappe. Die baie vrugte waarvan Jesus in Johannes 15 praat, verwys meer na ons optrede as God se kinders en die feit dat ons Jesus se disippels is en alles wat daarmee gepaard gaan. In vers 8 sê Jesus, my Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. In Lukas 6 en Matteus 7 en 12 het Jesus gepraat oor sy volgelinge se bediening. Hy sê dit moet uit jou hart uitkom en uiteindelik word die boom dan aan sy vrugte geken. Paulus stel dit so in Galasiërs 5 vers 25, ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. En in Kolossense 1 vers 10 het hy geskryf dat hy vir ons bid vir insig. Hy skryf, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. En verder vir die gelowiges in Efese en natuurlik vir ons, in Efesiërs 2 vers 10, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Die Heilige Gees het ons kom herskep, ons kom nuut maak, sodat ek en jy hierdie nuwe lewe kan leef tot eer van God, deur ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons geskep het en waarvoor hy ons bestem het. En dit is soos ons Engelse vriende sal sê, die bottom line. Dit is waarop dit neerkom. Ons wat ons deur die Gees laat beheers, moet ons besig hou met die dinge van die Gees. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Dit is die baie vrugte wat ons as die disippels van Jesus moet dra. Kom ons vra die Here om ons daarmee te help. Kom ons bid saam. Here, ons weet, ons kan hierdie nie in ons eie krag doen nie, maar ons is dankbaar dat ons dit ook nie in ons eie krag hoef te doen nie. Dankie o Heilige Gees dat dit U is wat hierdie vrug in ons produseer en dat U ons ook help om baie vrugte te dra. Maak ons ywerig om gehoorsaam te wees en om ons besig te hou met die dinge van die Gees. Help elkeen van ons om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor U ons bestem het. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.